Welkom terug graad 12's. Ons is besig met die drama Poppy en ons gaan nou na toneel 5 kyk. Julle moet nou verstaan dat die gebeure al hoe meer donker raak, becomes worse, and also in Poppy's personal life, things are not always as good as it can be. Op hierdie stadium is Stone baie siek en hy word in die Westlake Hospitaal opgeneem. Stone is nie baie genee om hospitaal toe te gaan nie. He's not overtly keen to go because in his mind he thinks Poppy just wants to get him out of the house. Sy wil hom net uit die huis uitkry. Typiese man. Op hierdie stadium is Poppy 'n char by Mrs. Graham en Mrs. Graham verhuis dan terug Engeland toe. So now Poppy is in a situation where she's got an extension for 6 months, but after the 6 months she is still without a work. Dinge is moeilik. Life is difficult for Poppy at this point. You can imagine she's got 3 children that she has to feed and look after. Stone is ill, so he's probably not earning anything. And then one of the amptenare by die kantore sê vir haar, sy moet Ciskei toe gaan. Nou hoekom Ciskei? Want Stone kom van Ciskei af. Sy is getroud met 'n man wat van Ciskei kom. Malena, as sy hierdie dinge hoor, dan sê sy vir haar, Poppy, as jy 'n werk het, kan hulle jou nie wegstuur nie. So, then she went and she found a job with Mrs. Scobie in Rondebosch for £8 per month, but she worked from Sunday to Sunday, no time off. Goed, hier kry ons nou 'n bietjie detail oor Stone in die hospitaal. Wat nou gebeur is, Poppy kan net op 'n Sondag by hom gaan kuier. Maar nou moet jy onthou, sy werk Sondag, sê nou maar sy werk Sondag tot na lunchtyd, na middagete. Nou teen daai tyd, in daai stadium van ons lewe in Suid-Afrika, was dit nog so dat alles het op 'n Sondagmiddag, op 'n Sondag het jy nie 'n winkel oop gekry nie. Miskien 'n kafeetjie op die hoek. Maar alles het toegemaak op 'n Saterdagmiddag 3 uur of 1 uur. Everything closed and stuff started only again on Monday morning. So transport on a Sunday afternoon was very scarce and sometimes not so reliable, which meant that Poppy sometimes came late for the visiting hours. She missed the visiting hours. And then they had to stand by the gate and chat to one another through the fence. Stone was really not happy. Hy was baie ongelukkig in die hospitaal en hy was so klein bietjie, miskien baie jaloers op Poppy, because he thought maybe she's got another man. Poppy het nou hierdie werk gehad by Mrs. Scobie, but after 1 year, she had to resign. Sy moes haar werk bedank, want omdat sy so ver gebly het en vervoer 'n probleem was, moes sy baie vroeg uit die huis uit wees. And then she had to leave her children. And she left them with buttered bread and cold tea. And that was
what they had to live on during the day when she wasn't there. Op daai stadium it really impacted the children badly, and they all became very ill. They all got whooping cough, and she had to resign to look after her children. Even the extension was finished. All right, so she had to go back to the office. Again, Mr. Strydom, one of the amptenare, sê volgens die wet, jy moet weg. Can you imagine? It's just crazy. Daar was 'n nuwe wet wat gesê het, vrouens van mans wat tussen 10 en 15 jaar getroud was, moet weggestuur word. It is just unthinkable. Op hierdie stadium is Poppy nou swanger met haar 4de kind. Ons het vir julle vertel van Weekend. Hy het elke maand het hy vir 'n naweek huis toe gekom en het sy swanger geraak. Mevrou Retief, haar nuwe werkgewer, het toe haar man gevra om te help met Poppy se pas. Maar op daai stadium het sy so min geld verdien. Daar's 'n verlenging gegee van 2 maande en toe 'n maand en later 3 maande, maar hierdie wegstuur van Poppy na die Ciskei was onvermydelik. Selfs die Black Sash, nou dis 'n organisasie wat in 1995 tot stand gekom het. Dit was 'n groep vroue wat regtig in die openbaar baie geraas gemaak het oor die onregverdigheid van die hele stelsel. So dis mense wat nie baie gewild was by die regering nie. So wat baie interessant was, in hierdie tyd was daar 'n man, hy staan bekend as Van Jaarsveld. Nou hy het 'n kombi gehad, Volkswagen kombi. Hierdie is nie reg nie. So hy het groot mense wat sonder passe was, het hy probeer vastrek. Hy het hulle probeer soek en dan het die polisie gekom en hulle het raids uitgevoer en hulle het mense gevang. Die groot mense het in die bosse ingevlug, hulle het onder beddens weggekruip soos wat ek al vir julle gesê het, en selfs Poppy moes in hierdie tyd wegkruip, want sy was ook sonder 'n pas. So kan jy vir jou indink die spanning waaronder hierdie mense geleef het. The tension en die vrees, fear, because jail was not a nice place to be in. So hierdie hele toneel is 'n absolute toneel van wanhoop, despair. Die mense het gewanhoop. There was no hope that things will ever change. En hier kry ons nou definitief simbolies, kry ons die vangwaans, die polisielorries, daar was op 'n stadium ook die weermag wat betrokke geraak het. En hulle beskryf dit soos 'n pick-up met 'n wire net. So dit was regtig 'n tyd vol vrees en
aaklige goed wat gebeur het met gewone Suid-Afrikaners. So dit is toneel 5. As ek julle weer sien, gaan ons klaar maak met die bedryf 1. Toneel 6 is 'n baie kort toneel waar Poppy in die kerk is. Tot ek julle weer sien.